Nou ja, goeienaand aan julle almal wat ingeskakel het. Ons is moet ek sê nogal 'n goeie groep mense vanaand. Ek is dankbaar dat julle almal inskakel. Ek wil ons soos gebruiklik voorgaan in gebed voordat ons verder gaan en probeer klaarmaak met Paulus se brief aan die Korintiërs, hoofstuk 11. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dit is 'n wonderlike geleentheid om kans te hê om as gelowiges saam met die woord uit Bybelstudie te doen. Ons bid Here dat U ons sal lei deur die Heilige Gees. Ons leer baie in ons Bybelstudie, ons pas ons lewens aan. Ons is ook 'n gemeente en gelowiges wat gereeld nagmaal gebruik. En ons wil graag ook in daardie opsig in ons lewe groei. En vanaand se Bybelstudie hoop ons gaan ons juis daarin ook laat ontwikkel. Beskik dit dan so in ons lewe en ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Nou ja, dat ek net vir ons hier die 1 Korintiërs hoofstuk 11 kry. 1 Korintiërs, hoofstuk 11, en ja, kom ons lees die 2020 Afrikaanse vertaling. Dit is ook ons huisbesoek hoofstuk vir die ouderlinge. Ek het ook gisteraand op huisbesoek daar na Koppie se kant toe, het ek ook hierdie hoofstuk gebruik in my huisbesoek. En julle sal onthou, verlede week het ons die deel oor die plek van die vrou ook beginne doen. Ek wil net baie kortliks dit klaarmaak vanaand, sodat ons kan kom by die deel oor die liefdesmaaltyd en die nagmaal. So Paulus begin deur te sê, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Ek prys julle, omdat julle altyd aan my dink, en omdat julle vashou aan die tradisies, soos ek dit aan julle oorgelewer het, maar ek wil hê julle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Elke man wat met 'n bedekking op sy kop bid of profeteer, doen sy hoof oneer aan. En elke vrou wat met 'n onbedekte kop bid of profeteer, doen haar hoof oneer aan, want dit is presies dieselfde asof haar kop geskeer is. Want as 'n vrou nie haar kop bedek nie, moet sy ook maar haar hare kort afsny. As dit vir haar 'n skande is om haar hare kort te sny of haar kop kaal te skeer, moet sy haar kop bedek. 'n Man behoort nie sy kop te bedek nie, omdat hy die beeld en sieraad van God is, terwyl die vrou die sieraad van die man is. Want die man is nie uit die vrou geneem nie, maar die vrou uit die man, en die man is nie terwille van die vrou geskep nie, maar die vrou terwille van die man. Daarom moet die vrou terwille van die engele 'n teken van gesag op haar kop hê. Nogtans bestaan 'n vrou nie apart van 'n man nie, en 'n man nie apart van 'n vrou nie, in die Here. Want soos die vrou daar is uit die man, so ook is die man daar deur die vrou. Maar alle dinge kom van God. Oordeel julle self, onder mekaar is dit gepas vir 'n vrou om met 'n onbedekte kop te bid, tot God te bid. Leer juis die natuurlike orde julle nie, dat as 'n man sy hare lank dra, dit vir hom 'n oneer is, maar as 'n vrou haar hare lank dra, dit vir haar 'n eer is nie, want lang hare is vir haar as 'n bedekking gegee. As iemand egter twisgierig wil wees, ons het nie so 'n gewoonte nie, en die ander gemeentes van God ook nie. Nou, ek het net baie vinnig, Paulus sê vir hulle, volg my voorbeeld, en dit is eintlik so uniek in die tyd wat ons leef, want mense is nie geneig om te sê, volg my voorbeeld nie, maar Paulus het nie baie van homself gedink nie, hy sê dadelik soos wat hy die voorbeeld van Christus volg. Hy's sarkasties in vers 2,
want hierdie mense het duidelik nie altyd aan hom gedink nie. Die res van die brief wat ons tot op hede gelees het, wys dit. En die tradisies waarvan hy hier praat, is die Oud-testamentiese wet, die wet van Moses. Dit is nie allerhande menslike tradisies waarvan hy hier praat nie. Dan gaan dit hier vir hom oor die gedagte van hoofskap, en dis 'n baie belangrike woord in hierdie eerste deel van 1 Korintiërs 11. Christus is die hoof van elke man. Die orde werk min of meer so, as jy dit nou 1, 2, 3 sou orden, maar dan moet ek nou dadelik sê, moet nou nie dink 1 is belangriker as 2 en 2 belangriker as 3 nie, of anderste om nie. Hy probeer net dood eenvoudig sê, ons staan almal onder gesag. Dis die Vader, dit is Christus. Dit is die man, dit is die vrou. En is opvallend, hier word nie van kinders gepraat nie. En ons gaan dit ook in die tweede Bybelstudie vanaand sien, dat God maak nooit 'n kind 'n voorwaarde vir 'n huwelik nie. 'n Huwelik is 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Kinders kom later en dit is addisioneel, maar dit is nie 'n vereiste om te sê, jy het nie 'n werklike huwelik as jy nie kinders het nie. Goed, so hier is die orde Vader, Christus, man en vrou. En dit is nie om te sê dat die Vader is meer as Christus nie, dis dood eenvoudige onderskeid. Christus onderwerp hom wel aan die Vader, wanneer hy op aarde was, ons het dit gesien uit die notas van verlede week, en die vrou is onderdanig aan haar man. Elke man weet wat met 'n bedekking op sy kop bid, nou gaan dit oor 'n bedekking op die kop, en die bedekking op die hoof het 'n bepaalde betekenis gehad in die wêreld van destyds. Die Joodse mans het ook met 'n bedekking op die kop gebid, maar dit was dan iets anderste, as wat jy byvoorbeeld gekry het binne die Griekse kultuur. Dit was nie toelaatbaar oor die algemeen vir 'n vrou om buitekant te gaan sonder 'n sluier nie, sonder dat sy haar bedek nie, maar nou sluier het ons ook gesien, het 'n negatiewe betekenis as gevolg van die moslems, en hoe dat die Islam 'n baie minderwaardige plek aan die vrou gee, en die vrou onderdruk. Dit is nie hier die geval nie, dis glad nie eers hier ter sprake nie. Paulus wil net dood eenvoudig hier sê dat God is 'n God van orde, wat 'n ordelike samelewing gevorm het, met 'n bepaalde volgorde. En hy bepleit dat daar gehou word by hierdie volgorde, dat daar 'n ordelike samelewing kan wees. Nou, wanneer 'n vrou buitentoe gegaan het, het sy haarself bedek. Net die straatvroue, die straatprostituie, het dit nie gedoen nie. So dit was 'n baie negatiewe ding om sonder 'n hoofbedekking te verskyn in die openbaar. Dit het jou gemerk as 'n straatvrou en as goedkoop. En daarom sê Paulus, praat hy dan later van, as jy kom agter dat die natuurlike bedekking wat God vir die vrou gegee het, is hare. Is lang hare of 'n bos hare. Oor die algemeen het vrouens baie beter hare as mans. En dis haar bedekking wat God vir haar gegee het. Daarom sê hy, as sy hierdie orde verwerp, kan sy net sowel haar hare kort skeer, met ander woorde haar soos 'n man gedra, wat nie iets positief is nie. Dit is iets negatief, wanneer 'n vrou haar byvoorbeeld soos 'n man gedra, of 'n man hom soos 'n vrou gedra. Mans het oor die algemeen in daardie tyd, soos ook vandag, kort hare gedra, en nie lang hare nie. En lang hare is weer vir 'n man, nie tot eer nie, maar tot oneer. Dieselfde is dit, soos wat Paulus dit sien, vir 'n vrou, tot oneer kort hare eerder as lang hare, in terme van die bepalings van daai tyd. Maar dit gaan eintlik hier oor die orde en onderwerping, en jou gewillige onderwerp aan die orde wat God gegee het in die samelewing,
in die huis en in die kerk. Die gedagte is beslis nie dat 'n vrou haar aan elke man moet onderwerp nie. Met ander woorde, as sy in die besigheidswêreld beweeg, dan onderwerp sy haar op dieselfde wyse teenoor hierdie mans as wat sy haar sou onderwerp teenoor haar eie man in die huwelik. Dit is nie wat hier staan nie, dit gaan hier spesifiek oor die huwelik, die huis en die huisgesin van God, die kerk. Dit is op daardie terreine waar die vrou haar onderwerp aan die orde wat God bepaal het. Dus God roep ook mense om diensbaar te wees in die kerk, en dis duidelik in Christus se eie optrede, hy het mans geroep, en vrouens het 'n ander taak, het 'n ander rol binne die huisgesin van God. So, dit is oor die algemeen, dink ek nie, onverstaanbare hoofstuk nie. Ek dink net mense wil nie luister wat hier staan nie, daarom het baie mense in die moderne kerk vandag 'n probleem met hierdie hoofstuk. Wat ek wel vir jou kan sê, by gehoorsaamheid aan dit wat God hier neerlê as die natuurlike orde, soos wat hy dit wil hê, volg daar uit die aard van die saak ook die seën van die Here, gelukkigheid en tevredenheid en vrede. Ongehoorsaamheid aan dit wat die Here hier vir ons bepaal, veroorsaak natuurlik vir jou probleme. Goed, nou kom ons by die volgende deel van die hoofstuk. Soos ek sê, ons het eintlik verlede week al dit amper klaar gemaak, maar die tyd het ons so 'n bietjie gevang. Paulus gaan nou oor na 'n deel toe wat handel oor die agape maaltyd. Ons sou dit kon vergelyk met die gemeenteete na nagmaal en dan ook voorskrifte vir die nagmaal. So ek sal net nou vinnig vir julle die notas wat ek het, sal ek saam met julle gou deurgaan. Ek het 'n paar ander goed gelees, op 'n paar baie interessante dinge afgekom. In my volgende voorskrif prys ek julle nie aan nie, dat wanneer julle by mekaar kom, dit meer kwaad as goed doen. Allereers hoor ek dat wanneer julle as gemeente saamkom, daar verdeling onder julle is, en in 'n mate glo ek dit, want daar moet onvermydelik groeperings, faksies, kan 'n mens seker ook sê, of 'n kliek het dalk nog 'n bietjie meer 'n negatiewe betekenis, onder julle kom, sodat dit duidelik kan word wie die beproefdes onder julle is. Wanneer julle saamkom, is dit nie werklik om die Here se maaltyd te eet nie, want elkeen gaan voort om sy eie maaltyd te eet, en een bly honger en 'n ander word dronk. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie, of minag julle die gemeente van God, en verneder julle diegene wat niks het nie? Wat kan ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Oor hierdie saak prys ek julle nie. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Daarom, wie op onwaardige wyse die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Want die een wat eet en drink sonder om die liggaam van die Here daarin te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. En daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes,
en 'n hele paar het reeds ontslaap. Indien ons onsself deeglik sou beoordeel, sou ons nie geoordeel word nie. As ons deur die Here geoordeel word, word ons gedissiplineer, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Daarom, my broers, wag vir mekaar wanneer julle saamkom om te eet. As iemand honger is, laat hy tuis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring wanneer julle saamkom nie. Die oorblywende sake sal ek reël sodra ek kom. Nou, 'n mens probeer maar altyd so 'n bietjie ander mense ook te lees. So ek hoop om 'n bietjie nuwe inligting dalk te gee in hierdie gedeelte. Daar's 'n hele klompie notas, maar gaan vinnig daardeur gaan. Ek dink heel eerste moet 'n mens verstaan hoe dit gewerk in daai tyd en nagmaal, die Griekse woord vir nagmaal is letterlik, waar kom nagmaal vandaan? 'n maaltyd in die nag, nee. Nou, dit gee vir 'n mens klaar 'n aanduiding dat hier is iets baie interessant aan die gang, want hierdie mense wat het in die nag by mekaar gekom, dit was met ander woorde die tyd van die dag wat hierdie Christene tyd gehad het om by mekaar te kom. Ons dink altyd, ons moderne lewe is baie besig en ons het min tyd en dan sê mense, maar ons kan nie by mekaar kom nie. Maar hierdie mense moes 'n geweldige offer bring. Hulle het hard gewerk deur die dag en baie van hulle was slawe en dan het hulle in die aand by mekaar gekom en wanneer hulle saamgekom het, het hulle probeer saam eet, want dit was die tyd wat 'n mens moet eet en dan gaan jy slaap en hulle het ook dan nagmaal gevier. Nou, as jy daai agtergrond het, dan verstaan jy wat hier gebeur en hoekom hierdie twee goed by mekaar gesit is. Hierdie mense het dus die hele dag gewerk, baie van hulle was slawe, en nou 'n slaaf kan nie net na die spreekwoordelike yskas toe loop, of die koskas toe loop, en kos daar uithaal van sy eienaar, en vra vir toestemming om die byeenkoms van die Christene te gaan bywoon, en dan loop hy met sy eienaar se kos by die deur uit nie, en hy gaan deel dit met ander mense wat die eienaar nie ken nie. Sy eienaar mag nog steeds 'n heiden wees. So baie van hierdie armer Christene en Christene wat slawe is, het die aandete by die huis gemis, en as hulle dan by die gemeente gekom het, het hulle nie eintlik iets kon saambring nie. En hulle het daarop gereken dat die ander Christene gaan met hulle deel. En die ander Christene was baie keer inhalig en het nie met hulle gedeel nie, of suinig. En wat jy ook dadelik hier moet raak sien en wat ek toe nou neergeskryf het, is baie duidelik dat hierdie mense het groot moeite gedoen om so gereeld as moontlik by mekaar te kom. Vandag sit ons met 'n baie groot probleem in dat Christene kom nie genoeg by mekaar nie. Ja, ons kom vanaand op 'n anderse manier by mekaar en tegnologie maak dit vir ons moontlik, maar een of ander tyd moet ons ook fisies in mekaar se teenwoordigheid kom. Nou na COVID, jy kan nou sê net wat jy wil, na COVID het dit baie verander en mense het hulle self nog meer teruggetrek. Dis deel van die probleem waarmee die kerk nou sit, is dat mense is nie geneig om meer byeenkomste by te woon nie. Baie kerke kla oor die baie swak erediens bywoning byvoorbeeld. So Christene het erns gemaak met die opdrag wat ons kry in Hebreërs 10 vers 25 om by mekaar te kom. En nou sê Paulus vir hulle, ek moet vir julle sê, as julle by mekaar kom, dis daarom positief, maar julle by mekaar kom is nie altyd ten goeie nie, dit doen nie goed nie, julle doen baie keer kwaad. En nou kan jy nie dink, watter tipe ongelukkigheid sou dit veroorsaak, as ons 'n gemeente ete hou, en ons het nie gekyk dat almal iets het om te eet nie. Ons het nie voorsiening gemaak vir mense wat armer is en wat minder het nie. En die mense wat ryk is, eet hulle versadig, en hulle is oordadig in dit wat hulle het, terwyl ander mense min tot niks het nie.
En daarvoor moet 'n diakonie altyd kyk, moet 'n diakonie altyd sy oë oop hou, dat daar 'n eweredigheid in 'n gemeente bestaan. En nou sê Paulus, ek hoor van verdeeldheid onder julle. Ek sien dat daar word groepe gevorm onder julle. En nou sal 'n mens dink dat hierdie groepvorming is vir hom net negatief, maar hierdie verskillende faksies illustreer ook vir hom iets wat sou gebeur, en dit is dat binne die kerk gaan daar ook groepe gevorm word, want daar is die ware gelowiges teenoor die wat skyngelowiges is. So dit is byvoorbeeld in die gemeente van Korintië was dit ook 'n probleem. En dit sal in alle gemeentes so wees, dat daar wel groepe gevorm word. Die punt is, 'n kliek, moenie 'n kliek vorm of by 'n kliek inskakel, omdat jy dink jy is beter as iemand anderste in die gemeente nie. Maar groepvorming as gevolg van, ons wil die Here werklik dien en ons wil gehoorsaam wees aan hom en ons as Christene staan saam. Illustreer doeteenvoudig dat die tyd loop uit, die wederkoms van ons Here Jesus kom ook nader. En dan die slegte gedrag van Christene teenoor mekaar, waarvan ons lees in vers 20 tot 22, daarna het ek reeds verwys. Nou dit was 'n geweldige vernedering vir die armer Christene. Dink jy nou maar self in, soos wat ek net te verduidelik het, as jy 'n slaaf is. Nou, voordat hulle nagmaal gevier het, het hulle dan nou hierdie gemeenskaplike eet saam gehad. En nie soos ons na die tyd nie, maar waarskynlik voor die tyd, want dit was nou al laat in die dag. So hulle eet gou saam, dan hou hulle kerk en hulle vier nagmaal. Ons lees ook van soortgelyke gebeure in die boek Handelinge, waar Paulus tot na middernag gepreek het byvoorbeeld. So die Christene het definitief in die nag by mekaar gekom, die Bybel sê dit vir ons. Nou, daar is niks verkeerd met wyn nie. Daar is niks verkeerd om wel iets te geniet nie. En Paulus sê ook nie dat daar 'n probleem daarmee is nie. Maar daar is iets meer verkeerd as 'n mens jou ooreet en te veel drink en jy is dronk. En dit is wat hier gebeur het. So daardie Christene wat baie het, bring 'n lekker mandjie met baie kos, hulle eet te veel, hulle het baie wyn, hulle drink te veel. En daar sit medegelowiges wat baie min het om van te lewe, dalk niks kon gebring het nie, en hulle deel nie werklik met hulle nie. Hulle is ook nie bereid om met hulle te deel nie. So die probleem wat Paulus ook mee gesit het, is dit was typies van bankiete en etes in daardie tyd. Die meer welgestelde mense het maar altyd 'n deling in 'n samelewing. Die meer welgestelde mense se bankette was oordadige partytjies. Daar is geweldig geëet, baie gedrink, en dit het ook gepaard gegaan met die diens aan die heidense God, byvoorbeeld van pret en van plesier, en dikwels het daarmee ook ander vorme van sonde en losbandigheid gepaard gegaan. So mense was geneig, dit was typies van die ou lewenswyse van daardie tyd, om maklik weer in daardie ou lewenspatroon te verval. En hulle het dit saam met hulle ook gebring kerk toe. En die samelewing om hierdie gemeente het so gefunksioneer. Nou moet Paulus kom en vir hulle sê, nee, Christene werk volgens 'n ander standaard. Ons doen dinge op 'n ander manier. Ons is nie oordadig nie. Ons is eerder daarop gefokus om met mekaar te deel. Ek sal eerder van my kos afstaan as wat ek dit alles alleen opeet. Daar het ek daai deeltjie neergeskryf oor hoekom hulle waarskynlik dan nou nie kos gehad het nie. Die verdeling in die gemeente was ook te wyte aan klasseverskille. Nou, ons is van die eerste generasie nadat klasseverskille tot 'n groot mate begin verdwyn het. Jy kan dink dat klasse is eintlik 'n Engelse of 'n Europese ding,
Maar daar was ook maar ongeskrewe klasse reëls onder byvoorbeeld Afrikaners. Sekere mense, sekere families het gedink hulle is 'n bietjie beter as ander mense, en daarom meng hulle nie met hulle nie, en as hulle in een gemeente beland het, dan het jy ook gekry dat hier die hoër klas, wat hulle self gesien het as 'n hoër klas, wil nie meng met die wat van 'n laer klas, byvoorbeeld 'n slaaf is nie. En dit was verkeerd. En jy kon dit ook sien by die etes. En nou, hier wil ek maar kalkop ook die feite op die tafel sit, of vra, as ek en jy gemeente ete toe gaan, waar gaan sit ons? Hoekom gaan sit ons by wie ons gaan sit? Is ons geneig om altyd by dieselfde mense te gaan sit? Hoekom gaan sit ons nie ook by ander mense nie? Hoekom maak ons nie 'n punt daarvan om meer dalk rond te beweeg en elke keer by iemand anders te sit nie? Want ons is tog almal gelowiges wat ons hemelse Vader in een gemeente by mekaar gebring het. So, en deel wat jy het, want baie keer bring ons tog nog iets saam, wat ons sien iemand anders nie het nie, en dan deel ons dit wel met mekaar. Nou, ek dink ons as 'n gemeente groei geweldig in die verband. Ek dink ons doen ook wat goed is en wat reg is, en ek bedoel dit definitief ook nie as kritiek en negatief nie. Ek dink ons gee hieraan aandag. Ek dink ons kan verbeter, ja, maar ek vra ook dat ons almal weer hieroor dink. Paulus vra vir hulle, het julle nie huise om in te eet en te drink nie? En natuurlik het hulle, as jy dan nou so honger is, so vreeslik honger is, eet by jou huis, drink by jou huis. Moet dit nie op 'n manier kom doen, wanneer jy na mense toe gaan, dat jy ander mense aanstoot gee nie, of dat jy ander mense daardeur verneder nie. Ek dink dat in ons moderne samelewing verloor ons al meer en meer die gawe van ordentlikheid en gasvryheid. Mense verstaan nie meer die reëls as dit kom by etes en geleenthede waarna toe hulle genooi word nie. Ek dink die ouer generasie het dit nog beter verstaan. 'n Mens gedra jou op 'n sekere manier as jy by 'n ete is. Jy sal byvoorbeeld nie jou bord so vol skep voordat almal geskep het en iets gekry het, dat jou bord oorloop of dat daar kos in jou bord gaan oorbly nie. Jy sal byvoorbeeld ook nie sommer ekstra inskep sodat daar oorbly wat jy kan huis toe vat, terwyl daar 'n risiko is dat ander mense nie kan kry nie. Jy sal op 'n sekere manier 'n sekere hoeveelheid drank gebruik en nie meer nie, want jy wil graag onderhoudend en intelligent met mense sit en gesels. En dit is nie 'n dronkpartytjie nie, dis 'n geleentheid wat jy bywoon wat mense jou genooi het, om jou beter te leer ken en om dat daar wisselwerking tussen jou en daardie mense kan wees. Daar is baie reëls, daar is selfs reëls rondom kleredrag. Nou, of byvoorbeeld hoe jy moet eet, wat jy eers moet eet, dat jy eers wag dat almal kos het voordat jy begin eet. Ek vind dat mense hierdie reëls glad nie meer ken nie en glad nie meer in ag neem nie, maar dit spreek van, ek het respek vir jou en daarom wag ek vir jou, daarom gee ek jou 'n kans, daarom skep ek vir jou ruimte. Mense het so selfsugtig geword dat hierdie dinge het al meer en meer verdwyn en is besig om verlore te raak. Jong mense of jonger mense, en ek probeer beslis nou nie die jong mense uitkruit of sleg maak nie, het nie geleer hoe hierdie goed werk nie. So moenie deur jou optrede eenvoudige dinge wat jy kan doen, eintlik toon dat jy selfsugtig is en net op die bevrediging van jou eie behoeftes, jou hongermaag of jou droë keel gerig is nie. Nou, vanaf vers 23 tot 26 kom Paulus dan spesifiek by die nagmaal. So hy het nou klaar gepraat oor die wyse waarop die gemeente saam is, saam eet, saam kuier, saam sosialiseer.
Dan kom hy nou by die nagmaal, en dis duidelik, hy het Lukas voor hom oop, want hy haal Lukas hier aan. So Lukas, die evangelie van Lukas was al geskryf, en ons weet, dit is, jy kan dit redelik maklik bepaal, jy kan dit self ook nagaan, dat die eerste van die evangelies wat geskryf was Markus, en dat beide Matteus en Lukas het Markus weer voor hulle oopgehad. En Markus is die oog en die oor getuienis van Petrus, wat Markus neerskryf. So, Paulus het op hierdie stadium Lukas voor hom oop, of 'n gedeelte van Lukas, en hy maak hier 'n aanhaling betreffende nagmaal, en toe die Here die nagmaal ingestel het, uit die boek Lukas uit. So as hy sê, want ek het van die Here ontvang, dan dink party verklaarders, hy het die een of ander spesiale openbaring ontvang, of hy het dit by een van die ander apostels gehoor, want onthou nou, Paulus was nie een van die disciples wat by was, toe hierdie dinge gesê is nie, hy het eers ons nou later 'n disipel van die Here geword, maar hoe dit ook al sê, dit is baie seker, dat dit wat hy hier sê, kom van die Here af, hy het dit van die Here ontvang, daaroor is ons nie onseker nie, die hoe hy dit ontvang het, dit weet ons miskien nie, maar dan sê hy, want ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Paulus het dit nie net oopgemaak nie, hy het dit opgemaak nie, ekskuus. Hy het dit van die Here ontvang. So hy haal as het ware die Here Jesus hier aan. Het is baie belangrik dat ons besef dat hy doen dit op gesag, en hy sê, wat hy hier sê hy op gesag van die Here Jesus. In dieselfde nag wat die Here verraai is, hy dink aan daardie nag uit die aard van die saak toe die Here Jesus met die viering van die laaste Pasga die nagmaal ingestel het. Ek het dit al vir julle verduidelik, maar ek kan dit net gou vinnig weer doen, dat jy het 2 Oud-testamentiese sakramente gehad, die besnydenis en die Pasga. In die plek van die besnydenis stel Christus die doop in, en in die plek van die Pasga stel Christus die nagmaal in. En net God kan 'n sakrament instel, net hy kan 'n sakrament bepaal. En Christus doen dit aan die einde van sy bedieningstyd hier op aarde, gee hy vir ons die 2 sakramente, doop en nagmaal, en hy haal die element van bloed daaruit, want sy bloed vloei as die vervulling van daardie bloed. So hy haal daai element en hy vervang dit met iets wat nie bloed is nie, want dit is nie meer nodig vir bloed nie, vir dood en vir bloed nie, nee. Goed, so in die hou van die nagmaaldiens lê Paulus die klem op die herinneringsaspek, met ander woorde, dit herinner ons aan die lewe en die werk en die offer van ons Here Jesus Christus. Nou, daar was verskillende bekers tydens die viering van die Pasga. Die eerste Pasga is gevier, sê julle onthou, toe Israel uit Egipte moes op die voorhand van hulle uittog uit Egipte, die dood van die eersgeborenes, en dan volg hulle uittog uit Egipte. So die gedagte was ook dat dit roep by hulle in herinnering die verlossing wat God vir sy volk bewerk, dat hy is 'n goeie God, wat sy volk verlos van hulle sonde. Nou, die breek van die brood en die drink van die wyn was ook belangrike dele van die Pasgaviering. En as hy tydens hierdie viering die eerste keer die nagmaal instel, dan maak hy 'n verbintenis tussen die God van die Ou Testament wat sy volk verlos het en hy wat die verlossing nou vir ons bring. Dit is dieselfde God wat hierdie verlossing bewerk en wat dit nog deur al die eeue beplan het. So daar is, Christus lê ook hier die band tussen hierdie verlossende werksaamheid van God in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Ja, dit is nou die groot ding, nee.
Wanneer Christus sê, dit is my liggaam, vir die brood, as ons nou 'n bietjie daarna kyk, dan het hy dit ook gebreek, en ek sê altyd vir mense, ek het gisterand dit weer met huisbesoek gesê, dit is nie net die brood wat die teken is, en wat belangrik is nie, maar want ook die breekaksie is belangrik, en die betekenis, dit wys op die breek van die liggaam van Christus, en daarom tel ek my arms op, en ek doen dit voor julle, en ek sal byvoorbeeld ook uitgiet van die wyn in die beker, want dit gaan ook oor die vloei van die bloed, en dit ook daar die aksie, ook daar die werk, is deel van die herinnering. So die Pasgamaaltyd is altyd gevier met ongesuurde brood, ons het onlangs die hele debat gehad, of behoort ons nie ook soms ongesuurde brode te gebruik nie, en kerkraad het gevoel, is nie nodig nie, en ek kan ook verstaan, dit is nie 'n prinsipiële belangrike saak nie, maar hier is 'n belangrike ding, daar is nie gis in nie, want gis laat uiteindelik die brood rys, en dis 'n teken van korrupsie en van sonde, nee, dit is daarmee geassosieer, en daarom is die gis uit die brood uit, en dan is dit 'n plat brood wat nie rys nie, en wat daarmee gepaard gaan, en ek hier het al gesien, ek het dit weer gaan opkyk, as jy so 'n ongesuurde brood dan nou bak, en nou gewoonlik het hulle hom gebak in 'n warm pan, of 'n plaat, of op 'n klip, 'n dinnerige, soos 'n leiklip wat hulle baie warm gemaak het, dan kry jy merke wat so strepe op die plat skroeimerke op die brood is, en ook, en ek het dit nou al gesien met brood en met koek, jy kry ook gate in die brood of in die koek. Nou, van die kommentare maak ook iets daarvan en sê, ook daarin lê tog 'n herinnering, nee. Die strepe laat jy miskien dink aan die geeselhoue van Christus, die gate in die brood wat gewoonlik vir 'n vrou wat 'n bakker is, 'n verleentheid is in daardie geval, dui dit eerder op die deurboring, of die merke van die deurboring van die polse en van die voete van ons Here. So dit was vir my interessant, en ek het dit nog nie voorheen gelees nie, maar ek kan dit ook verstaan, en ek kan ook daarmee assosieer, ek kan dit insien. Nou goed, daar is natuurlik nou 'n groot debat aan die gang oor hoe is Christus teenwoordig in die tekens. Nou die Rooms-Katolieke het die transsubstansiasie leer, en transsubstansiasie beteken doeteenvoudig dat en dit is ook Sondag 30 van die Heidelbergse Katekismus, die eerste vraag en antwoord van Sondag 30, sê doeteenvoudig dat die brood is die liggaam van Christus, die wyn is die bloed van Christus. Wanneer die priester daardie konsekrasieformule uitspreek, dis natuurlik vir die onkundige mense wat Latyn nie geken het nie, het daardie konsekrasieformule van die Roomse priester geklink soos Hocus Pocus, Corpus Christi, verstaan julle, Hocus Pocus, en dis waar die uitdrukking Hocus Pocus vandaan kom. Hier gebeur iets magical, brood word vleis, maar jy kan dit nie sien nie, en wyn word bloed, maar jy kan dit ook nie sien nie. Toe die mense gedink, wel, dit klink soos Hocus Pocus. En dis die transsubstansiasie leer, so die dilemma wat Sondag 30 sê, is die Katolieke moet uit die aard van die saak die brood en die wyn aanbid, waar daar voor op die altaar is, want dit is die liggaam, dit is die bloed. Christus is in die mis, in die brood en in die wyn volgens hulle siening teenwoordig hier op aarde. Nou, ons as gereformeerdes deel glad nie daardie siening nie, ons verwerp dit geheel en al. Ek sal dalk net weer terugkom na hierdie saak van ons siening. Paulus sê, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed.
Nou, die nuwe verbond moet jy eerder verstaan nie as 'n ander verbond nie, maar as 'n nuut gemaakte verbond. Met ander woorde, toe hulle uit Egipte uit weg is, het hulle die Pasga gevier met 'n gemeenskaplike beker wat hulle vir almal om die tafel gegee het, en dan het hulle later iets geëet, dan het hulle weer 'n beker gevat, en hy is weer by almal omgestuur, en elkeen van hierdie bekers het 'n naam gekry, en het 'n betekenis gekry. So daardie beker waar Christus die nagmaal instel, is die verlossingsbeker, die beker van danksegging vir hierdie verlossing. Tydens daardie beker sê hy, hier is 'n nuwe verbond, of die verbond word nou nuut gemaak. En waaroor die nuut gemaakte verbond gaan, het ek gou hier vir julle geskryf. Dit gaan oor 'n innerlike transformasie en reiniging van sonde, soos wat ons lees in Jeremia 31 vers 34, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe, en hulle sonde sal ek nie meer onthou nie. Dit gaan oor God se woord en wil in ons. Ek sal my wet in hulle gedagtes plaas en dit op hulle harte skryf, Jeremia 31 vers 33, en dit gaan oor 'n nuwe hegte verhouding met God. Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees, Jeremia 31 vers 33. So Christus maak al hierdie dinge moontlik, en ons kan 'n nuwe verbondsverhouding met God hê, danksy Christus, wat vir ons gesterf het. Hy maak hier die innerlike transformasie, maak hy moontlik. Goed, wanneer jy aan tafel gaan, dan sê Paulus, dan preek jy. Daar is die preek van die dominee, daar is die preek van die nagmaalsformulier, ja, dis 'n preek as jy nie geweet het nie, en dan is daar die preek wat jy preek wanneer jy opstaan en tafel toe gaan en nagmaal vier. Dit is die preek wat jy ook mee sê, ek sien uit na die bruilofsmaal van die lam, maar dit is 'n openlike getuienis dat jy 'n sondaar is, wat jou verlossing in Christus soek, en wat vir jou voorneem om dankbaar te wees. Goed, Paulus sê onderskei, moenie net nagmaal vier, asof jy na ete toe gaan by 'n vriend nie. Ons moet die brood onderskei. In die brood is die liggaam is die bloed inbegrepe, want dit is tog deel van die liggaam, bloed is tog deel van die liggaam, maar hy sê ons moet die liggaam van Christus onderskei. Nou, ek het net nou verduidelik wat is die Rooms-Katolieke se siening, die sogenaamde transsubstansiasieleer. Nou, Martin Luther moet julle onthou, kyk, en ek is baie lief vir Martin Luther, julle weet dit, verwys baie na hom, ek maak baie aanhalings uit sy werke uit, so ek het net regtig ook baie groot respek vir iemand soos Martin Luther. Maar Martin Luther was 'n Rooms-Katolieke priester, later 'n Rooms-Katolieke professor in teologie, en hy kon nooit dit in sy lewe regkry om heeltemal 'n volkome skoon breek met die Rooms-Katolieke teologie te maak nie. En veral op die punt van Christus se teenwoordigheid in die elemente van die nagmaal kon hy net nie heeltemal breek met die transsubstansiasieleer nie. So hy het die konsubstansiasieleer gehad. Nou wat hy gesê het is dat Christus is in of onder die tekens van brood en wyn teenwoordig. Amper soos, as ek 'n yster vat en ek maak hom rooi warm, sit ek die energie van die vlam in die yster, en dit is wat daai yster so laat gloei. So het Martin Luther gesê, is Christus dan nou teenwoordig in die tekens van brood en wyn. Nou, dit het gelei op 'n stadium tot 'n redelike verskil van mening tussen Martin Luther, Calvin en Zwingli. Zwingli, ons in ons nagmaalbeskouing as gereformeerdes, staan nogal redelik naby aan Zwingli, dalk amper 'n bietjie nader aan Zwingli as aan Calvin, maar Zwingli, die punt is, ek wil maar net eintlik sê, Zwingli het 'n groot invloed op ons gehad. Nou op 'n stadium het hulle by mekaar gekom in Marburg,
En in Marburg het hulle hierdie kwessie probeer bespreek. En met mekaar probeer ooreenkom. Calvin, Zwingli en Martin Luther. En Luther het daarop bly aandring op 'n soort fisiese teenwoordigheid. En daardie woorde van Christus, dit is my liggaam, was vir hom, Christus sê, dit is my liggaam. En ek kan sien typies, jy weet, Martin Luther met sy driftige, sterk geaardheid wat sê, dit is sy liggaam. En hy sê op 'n stadium op die fluweel wat op die tafel gelê het, sekere soos 'n tafeldoek het hy geskryf, hoc est corpus meum, dit is my liggaam, hoc est corpus meum. In sy gesprek met Zwingli. En Zwingli het vir Martin Luther gesê, maar die Here Jesus het ook gesê, ek is die wingerdstok, ek is die deur, en ons weet wat hy daarmee bedoel. As hy dan sê, dit is my liggaam, dan weet ons wat hy daarmee bedoel. Dit is nie nodig om te dink dat dit is sy liggaam nie. So ek dink Zwingli het 'n geldige punt gemaak, maar Martin Luther met sy hoc est corpus meum kon net nooit daarby kom nie. En ek dink ons as gelowiges moet ook verstaan dat ons is nie almal, ons is maar nie almal eenheid nie. Luther het toe vir Zwingli geantwoord, toe hy gesê het, as Christus sê, ek is die wingerdstok, ek is die deur. En toe het Luther geantwoord, ek weet nie, maar as Christus vir my gesê het om mis te eet, sou ek dit doen, met die wete dat dit goed is vir my. Met ander woorde, hy sê ek gehoorsaam blindelings, en ek verkies het so, en ek gaan nie op hierdie punt verander nie. Dit is toch jammer dat Luther later ook gesê het, dat in Zwingli is daar 'n andere geest, daar's 'n ander gees in Zwingli wat hy nie noodwendig met hom deel nie. Ek dink nie, dit was 'n verskil van mening. Hulle het mekaar op die ou ende, hierdie hervormers mekaar dus nie heeltemal gevind nie. Goed, so ek het gepraat oor, ons gaan na die tafel toe, dit is dan ook 'n preek, wat ons preek teenoor die wêreld en teenoor die duiwel. Dan die deel oor hoe moet jy jou voorberei vir nagmaal. Hier moet ek nou net gou klaar maak. Dit is belangrik dat jy jou voorberei, Sondag 30, Heidelbergse Katekisme sê, jou voorbereiding bestaan uit 3 punte uit, kennis van jou sonde en ellende, van jou verlossing in Christus in die tweede plek, en van jou dankbaarheidslewe, jy neem jou voor om dankbaar te wees in die derde plek. So Paulus sê ook hier, dat die mens moet jouself gaan ondersoek, jy moet jouself beoordeel, en kyk, dit werk so, wanneer ek nog die vermoë het om onder leiding van die Heilige Gees self toe te pas, dan is dit nie nodig vir die gemeente, en spesifiek vir die ouderlinge van die gemeente, om my met kerklike tug op die regte pad te bring nie, want met selftug kom ek op die regte pad. Maar wanneer ek die vermoë van selftug weens die volharding in sonde, of verharding in my hart verloor, dan moet die ouderlinge van die gemeente deur die kerklike tug in liefde my terugbring op die regte pad. En dit is in wese waarvan die apostel Paulus hier praat, dat hier het jy te doen met mense wat hulle self nie meer beoordeel het nie, en wat op 'n onwaardige wyse dan, sonder om die liggaam van Christus te onderskei, en waaroor dit werklik gaan, wat op die ou einde dan 'n nagmaal gevier het. Nou kom Paulus en hy sê vir hulle, dat die gevolge daarvan is, dat jy sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here, en dan sê hy, daar is baie van hulle wat swak is en wat siek is, en van hulle het ook al reeds ontslaap. Is hulle verlore, het hulle verlore gegaan. Hierdie mense wat nagmaal gevier het, en nie voorbereid was nie, wat al swak geword het, siek geword het, en uiteindelik gesterf het. Ek dink nie so nie op grond van as ek verder lees wat Paulus hier sê nie. Want as ons onsself sou oordeel, sou ons nie geoordeel word nie,
Maar wanneer ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig. Ons weet byvoorbeeld wat die Here sê oor tug in Hebreërs, hoofstuk 12. Tug is om iemand in liefde terug te bring, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. So Paulus maak nog steeds hier 'n onderskeid, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Nou van die kommentare wat ek gelees het, sê byvoorbeeld ook, wat van iemand soos Ananias en Safira? Sou jy sê dat hulle op die ou ende verlore gegaan het? Is amper, dis 'n moeilike vraag na wat ek gelees het. Altyd was ek baie seker daarvan dat ek dink hulle het verlore gegaan. Maar wat het van hulle geword? Is dit, het hulle sonde dan het tot hulle dood gelei op aarde, beteken dit hulle het verlore gegaan. Blykbaar kan 'n gelowige sondig tot op die punt waar God glo dat dit die beste is om daardie mens eerder dan na hom toe te neem, weg van hierdie aarde uit, weg uit daardie gemeente uit, maar is nog nie te sê dat hy daardie gelowige wat sondig, dat hy daardie gelowige saam met die wêreld veroordeel nie. Die stuk brandhout wat in die vuur was, en wat geskroei is deur die vuur, is tog nie noodwendig tot as verbrand deur die vuur nie. So ek sê nie dat 'n mens moet so roekelose lewe leef nie, inteendeel. Ek dink Paulus maak juist die punt baie duidelik en baie sterk hier, dat jy jouself deeglik moet ondersoek, sodat jy nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Ons word deur die Here getuig met die doel om terug te kom op die regte pad. So, ja, Paulus gee 'n opsomming aan die einde in vers 33 en 34. Die opsomming gaan oor die gemeenskaplike maaltyd, die agape maaltyd, wat ons sal sê die gemeente maaltyd, of die gemeente ete. En hy sê hy wag vir mekaar. As jy baie honger is, eet by die huis, en wanneer julle by mekaar kom, dat jy nie aanstoot gee nie, dat jy nie tot by mekaar kom veroordeel nie, maak seker dat jy, as jy nagmaal vier, dat jy deeglik voorberei is, dat jy met die regte gesindheid die nagmaal ook vier. Paulus sal die res van hierdie sake hanteer wanneer hy gehoop het homself weer daar te kom by hierdie gemeente. Goed, ek gee gou geleentheid vir enige vrae of opmerkings. Is daar miskien enige vrae of opmerkings oor 1 Korintiërs hoofstuk 11? Ek het nou redelik vinnig deur hierdie laaste gedeelte gewerk. Goed, ek sien nie dat iemand unmute nie, so ek neem aan, almal is redelik tevrede. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek gaan vir ons 'n gebed doen om ons Bybelstudie mee af te sluit. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat die woord vir ons baie mooi riglyne gee vir hoe ons as gemeente by mekaar moet kom, hoe ons met mekaar moet saamleef en hoe ons in liefde teenoor mekaar moet optree en na mekaar moet kyk. Ons bid ook dat U ons sal begelei deur die Heilige Gees in ons voorbereiding met die oog op nagmaal, dat ons onsself werklik ook sal beoordeel, sodat U ons nie saam met die wêreld veroordeel nie. Gee Here dat ons as 'n gemeente erns sal maak met voorbereiding. Seën ons ouderlinge wat op hierdie stadium besig is met hulle huisbesoeke. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun. Amen. Broers en susters, ek sê vir baie dankie. Ek gaan hierna gaan ek vir ons dan die volgende Bybelstudie begin. Goed gaan, totsiens.